groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, lewende woord. Heere, nie meer twyfel, vreugde en blydskap, lewe in oorvloed gee, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, lewende woord. Reddende Heere, lewende woord. Opheef om U naam te eer, want U is die vir wie ek lewe. Ek soek na U God, my God, ek dors na U God, soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees, want U liefde is meer werd as die lewe. Daarom sal ek U vir altyd prys, my hande opheef om U naam te eer, want U is die vir wie ek lewe. Soos 'n hart mag na water strome, mag my siel na U, o Heer. U alleen is my harts verlang, en ek bring aan U. Goeiemôre gemeente. Hartlik welkom in vanoggend se erediens. Dis regtig lekker om saam met julle hier te wees en ek's bly julle almal het nie weggewaai gister nie. Dit was gister 'n koue dag, maar vanoggend kan ons die liefde van die Here ervaar saam met mekaar. Ons het die voorreg gehad om Vrydag ons nasionale Vrouedag te vier. So dankie aan elkeen van julle vrouens dat ons almal 'n bietjie 'n blaaskans kon kry. Maar ons moet 'n oomblik daar stil staan om net erkenning te gee dat dit wat vrouens nog reg deur die geskiedenis van die wêreld doen, wanneer hulle opstaan vir geregtigheid. En hulle doen dit nou nog. Ons sien dit in Oekraïne, hoe vrouens gewondes help om terug te kom veilig huis toe. Mense wat alles verloor het om hulle te ondersteun. Ons sien dit in ons eie land, wanneer mense hulle harte oopmaak op verskillende maniere. En dis op sulke dae en naweke soos die, wanneer ons ook ere gee aan die Here daarvoor, want dis net die Here wat in daai mense se hart is, wat hulle help om so braaf te wees, en die goed te doen ten spyte van wat die wêreld sê, en wat die wêreld doen. So dankie vir julle vrouens. Geliefdes, ek wil graag net 'n paar afkondigings met julle deurgaan. Julle sal sien, daar is die 6de tot die 8de September Mighty Men Conference in Robertson. Dit is nou 'n geleentheid gewoonlik net vir mans.
En as u graag die geleentheid wil bywoon, dit kos R150 vir die naweek. Jy moet al jou kampgoed vat, jy moet 'n tent vat, al jou eetgerei. Dit is nou nogals old school, en dis 'n geleentheid as jy voel, jy wil net weer by die Here incheck en kyk waar is jy in jou lewe en weer vernuwe word, word ek jou graag bemoedig om die naweek by te woon as jy beskikbaar is. En as ek reg verstaan is vrouens welkom die Sondag ook by te woon. Dan is daar erediens waar daar verskillende sprekers reg oor die land wat kan kom. Die tweede een is met ons eie gemeente en dit is Elsabie Aldrich as dit eerder. Sy kom kuier vir ons die 18de September vir ons seniors. So as jy graag die geleentheid wil bywoon, dit is gratis, so asseblief kom as jy 'n senior is. Daar gaan iets lekker te wees om te eet en daar gaan lekker geselskap wees. En ek sien uit om te hoor waaroor sy gesels. Die tema is 'n soplepel vol hemelse bruissout oor humor as wapen teen die donker. Dis een ding wat ons baie keer hoor van mense uit die buiteland, oor Suid-Afrikaners. Ons kry dit reg om te lag oor enigiets, ten spyte van ons omstandighede. En ons gaan daai oggend dit bietjie saam vier. En by die geleentheid gaan ons ook donasies ontvang vir ons Msinga uitreik. So as u dit bywoon en jy voel die Here sit op jou hart, het jy graag 'n bydrae vir dit wil maak, wil ek jou graag bemoedig om dit te doen. En geliefdes, dan beweeg ons na ons knieltyd en daar is 'n paar punte hierso. Ek bemoedig julle graag om vir die van Papendorp familie te bid met oom Burry wat oorlede is in die week. Sy begrafnis is komende Vrydag en die familie sal verdere inligting gee oor hoe laat dit gaan gebeur. En dan dink ons aan die Swart familie wat met oom Johan wat verlede week oorlede is. Dit was vir my ook 'n moeilike een met oom Johan en tannie Jossie was die eerste mense wie ek besoek het in Suideroord. So dit was 'n voorreg om hulle albei te ken en ons kan eer gee aan die Here vir wonderlike mense en liefde wat hulle deur die jare uitgestraal het. En dan dink ons aan Celine Rotman, sy is in die hospitaal. Ek was verlede week by haar en ons bid dat sy sal herstel en ons bid ook vir die personeel wat met haar werk, dat hulle haar met liefde sal omferm. En geliefdes, dan wil ek julle graag bemoedig om vir ons dominees en ons afgevaardiges, De Wet Burger en Estine Reyneke van die VGK. Ons het vanmiddag en môre ringsitting en dis nou wanneer ons al die gemeentes in die Oeverberg min of meer bymekaar kom en ons praat oor gemeenskaplike goed wat ons moet behandel. Bid asseblief vir ons dat ons altyd sal vra wat die Here se wil is in hierdie sake en dat ons mooi met mekaar sal werk. En dan laastens wil ek graag vir julle bemoedig en julle sal weet aan die Nel gesin, aan Devin Lee wat in die week vermoor is en geliefdes is baie keer goed wat ons nie kan sê nie. Ons weet nie om op te tree nie. Ons weet amper nie eers hoe om te reageer nie want dit ontstel ons te veel. Maar dit is belangrik dat ons mekaar se hande vashou. Jy hoef nie iets te sê nie, maar net om daar te wees vir iemand en vir hulle te bid, dit beteken die wêreld. En ek wil julle graag bemoedig om saam met my ons oë toe te maak, dan dra ons die Nel gesin en die families in ons eie gemeente op na die Here. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons het 'n lang naweek gehad waar ons vrouens kon vier. Here, dankie daar vir hulle, dankie vir hulle liefde, dankie vir hulle energie. Mag ons altyd hulle beskerm en hulle bewaar en dankbaar wees vir hulle. Here, ons dink aan ons eie gesin in ons gemeente wat deur moeilike goed gaan, wat goed moet verwerk. Here, gebruik ons as u liggaam om hulle by te staan. En Here, ons bid ook vir die Nel gesin wat 'n geweldige dramatiese ervaring nou beleef het. Here, ons is sondaars in die wêreld. Ons as mense kan boos wees. Here, help ons om op te staan vir dit wat reg is in u oë. Here, mag ons die gesin veral in ons gebede hou vir die tyd wat kom. Ons bid in u naam alleen. Amen. Broers en susters, ek steek die Christuskers aan vanoggend as 'n herinnering dat ons baie keer deur donkerte gaan in ons lewens en dit voel asof dit nie wil verlig nie, maar die kers herinner ons dat Christus se lig altyd daarin skyn en die duisternis kan dit nie uitdoof nie. Amen.
Broers en susters, met hierdie simbool dat die drie enige God julle groet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ek wil vra die lofprysing span vorentoe kom. Ons het nog geleentheid om die Here te dien met ons stemme deur om 3 liedere saam te sing. Kom ons staan en ons sing saam. Ons kan maar staan. Sy woord weet ons
Kan ek vra dat al die kindertjies asseblief onder toe kom? Ek wil graag iets met julle doen en ek wil graag spesiaal vir Luzaan vra. Ek het gevra dat sy braaf sal wees. Haar susters kan saam met haar kom as hulle wil. Moenie bang wees, jy kan nie jou suster verkoop nie. Kom. Kom. Het hulle jou verkoop? Ja, kan jy dit glo? Het julle 'n lekker lang naweek gehad? Het julle die skool gemis? Ag, ek is bly jy het die skool gemis. Die onderwysers sal bly wees om dit te hoor. Luzaan, ek wil jy met hier by my kom staan. Ek wil graag vandag met julle praat oor vertroue. Sien baie keer gebeur daar slegte goed met ons en ons voel nie lekker nie en ons dink dit gaan net vir ewig so bly. En elke keer, elke dag wanneer ons opstaan, dink ons daar gaan weer en weer slegte goed met ons gebeur. En ons vertrou nie altyd so mooi op die Here nie, né? So ek wil vir Luzaan vra, kan jy dit doen? Jou maag vryf en jou kop klap jouself, dit kan jy doen. Doen dit gou saam met my. OK, klap jou kop en vryf jou maag. OK, ruil dit nou om. OK, ek kan dit ook nie doen nie, moenie worry nie. Ek wil gekyk het of sy dit kan doen. So Luzaan, ek wil jy met jou oë toe maak. OK, maak jou oë toe. Steek jou hande reg voor jou uit, ver bo jou, al twee. OK. Ek gaan nou 'n koppie in jou hand sit. Bietjie hoor. Sê, as ek die koppie in jou hand sit met hom styf vashou. Hou hom vas. OK. Hou hierdie ene vas. Hoor. OK, Luzaan, jy noem my vertrou, né? Lyk of jy my vertrou. Ek gaan nou water gooi in albei van die koppies. OK, so jy moet nou nie op die mat mors nie, anders dan gaan koppies vir my kwaad wees. Hou styf vas. OK, ek gaan dit saam met jou doen. So ek gaan hierdie koppie vat. Hou die ander koppie bo jou kop hierso. Bo jou kop. OK, dan gaan jy 3 keer in die ronde draai. OK. En wanneer jy 3 keer gedraai het, dan moet jy die koppie oor jou kop gooi. OK. Jy moet my vertrou. OK. Maak jy oor toe. Draai 3 keer in die ronde kom. OK. 1, 2, 3. Gooi. Waar is die water? Water is weg. Sien maatjies, baie keer dink ons daar gaan iets sleg met ons gebeur. Ons verwag die slegste. En die Here beloof ons, hy sal altyd met ons wees. Daar sal nie iets sleg met jou gebeur nie. OK, sal jy dit kan onthou? OK. Omdat julle dit kan onthou, kan julle almal 'n sweetie kry en dan kan julle almal uitgaan. OK. Jy kan 2 kry omdat jy so braaf was. OK. Dankie. Ek sien die 3 boeties is hier ook. Hulle kategete kan saam met hulle uitgaan. Asai. So sweetie vir jou. Janko, een van die dae as jy langer is ek, dan voel ek weer kort. Asai. Dankie julle. Geliefdes, ons het 'n geleentheid om die Here te dien met ons offergawes. Soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees.
Sluit die oë. Vader, ons vra dat U hierdie dankoffer sal gebruik tot die opbou van U koninkryk en mag ons altyd ander geleenthede hê waar ons tyd, ons liefde en ons energie ook kan gee. Here, ons vra dat U Gees vir ons sal wys wat reg is volgens U woord. Here, vandag se onderwerp is een wat ons baie keer vermy en ons wil nie daaroor praat nie. Here, ons vra dat U ons sal help om braaf te wees en dit in die oë te staar. Amen. Broers en susters, ons lees vanoggend uit Psalm 88 uit, maar voordat ek die skriflesing doen, wil ek graag 'n waarskuwing gee. Jy mag dalk 'n baie lekker naweek gehad het en het familietyd gehad en dit was die beste tyd van jou lewe, maar ek gaan vandag julle in die kloof vat, die donker kloof. En die eerste punt van die preek kan vir jou dalk voel, Pieter, waar is die hoop? Maar ek wil julle waarborg, aan die einde van die boodskap gaan ons almal op 'n bergtop wees en dit gaan vol vreugde wees. So wees braaf saam met my vandag. Ons lees vanoggend uit Psalm 88 uit die 2020 vertaling. Ons gaan die hele Psalm lees en dit gaan ook op die bord verskyn as jy daar wil saam lees. En ek lees van vers 1 af. 'n lied, 'n Psalm van die Koragiete vir die musiekleier op Magalagat, om te sing 'n maskeel van Heman die Isragiet. Vers 2. Here God, wat my verlos, bedags roep ek om hulp. Snags bly my hulp geroep voor U. Laat my gebed U bereik. Draai U oor na my klaar geroep, want ek het genoeg gehad van rampe. My lewe is by die doderyk. Ek word gereken by die aftaal in die put. Ek het geword soos 'n sterk man sonder krag, vrygelaat onder die dooies, soos gesneuweldes wat in 'n graf lê, aan wie U nie meer dink nie. Hulle wat afgesny is van U hand. U het my in die diepste put geplaas, in donker plekke, in die dieptes. U woede rus swaar op my, met al die golwe onderdruk U my. U het my bekendes van my verwyder. U het my iets afstootliks gemaak vir hulle. Ek is opgesluit en ek kan nie uitkom nie. My oë verdof van ellende. Ek roep na U, Here, elke dag. Ek strek my handpalms na U uit. Kan U aan dooies 'n wonder doen? Of skimme, kan hulle opstaan? Kan hulle U prys? Word daar in die graf gepraat oor U troue liefde, oor U betroubaarheid in die onderwêreld? Is U wonders bekend in die duisternis en U geregtigheid in die land van vergeldheid? En ek, na U roep ek om hulp, Here. Elke oggend kom my gebed voor U. Waarom, Here, verstoot U my? Verberg U U gesig vir my? Ek is magteloos. In doodsgevaar van my jeug af, versla dra ek U verskrikkinge. Oor my het die gloed van U toorn gebreek. U verskrikkinge vernietig my. Die hele dag omring dit my soos water. Dit omsluit my heeltemal. U het geliefdes en vriende van my verwyder. My vertroueling is die duisternis. Dit is die woord van die Here. Nou, broers en susters, die Bybel en veral die psalms is vol gebeure van mense wat deur donker tye gaan. Mense wat trauma het, wat antwoorde soek. En meeste van hulle eindig op 'n hoop van nood, 'n hoopvolle nood. En hulle prys die Here. Maar nie hierdie psalm nie. Meeste psalms eindig in die lyn van ek sien U teenwoordigheid, ek voel U. U sal altyd met my wees. Maar hierdie psalm eindig letterlik met die Hebreëse woord donkerte. En daar is net 2 psalms wat so eindig. Dis Psalm 39 en 88. Maar ons gaan vandag net na Psalm 88 kyk. Watter tipe gebed eindig met die woord donkerte? Hoekom sal iets soos dit in die Bybel wees? Hoe gee dit my hoop? Wel, daar is 'n paar goed wat ons uit hierdie gebed kan leer.
En ons gaan hulle vanoggend hanteer onder 4 opskrifte, en hulle is nou een vir een op die bord verskyn. Julle kan saam met my lees. Die eerste ding wat ons uit hierdie Psalm leer is dat ons as gelowiges deur donker tye kan gaan vir 'n baie lang tydperk voor dit enigstens beter word. Die tweede ding wat ons leer is, daar is geen beter plek om oor God se genade te leer as in donker tye nie. Die derde ding wat ons leer is, daar is geen beter plek om 'n wonderlike dienaar te word as in donker tye nie. En die vierde ding wat ons leer is, donker tye kan gerelativeer word. Kom ons kyk na die eerste punt. Donker tye is iets wat vir 'n baie lang tyd kan aanhou vir 'n diep gelowige. Die skrywer van hierdie Psalm begin deur om in vers 2 te sê, Here God wat my verlos. Nou, hy vertrou op die Here, hy sien die God as sy verlosser, hy bid elke dag na hom toe, hy roep vir hulp, hy soek sy teenwoordigheid, maar hy beleef hy's verwerp. Hy voel dit nie. Hy sê letterlik, God is weg. Nou, ons is nie heeltemal seker wat met hierdie man gebeur nie. Een ding wat ons weet, hy is besig om al sy vriende en geliefdes te verloor, en dat hy in een of ander manier die dood in die oë staar. Of dit nou onmiddellik met hom gebeur, of dit 'n realiteit is ons nie heeltemal seker nie. Want hy vra 'n paar vrae, ons lees in vers 11, kan u aan die dooies wonders doen? Kan hulle opstaan? Kan hulle u prys? Is u wonders bekend in die duisternis? En u geregtigheid in die land van vergeldheid? So uiterlik is hy besig om gevaar te beleef. En hy beskryf, hy beleef 2 tipes donkerte. Die eerste een is die uiterlike ene, en dit het te doen met ons lewensomstandighede. Wanneer goeders alles uitmekaar uitval, finansiëel kry ons dalk swaar, of iemand raak siek, of jouself, of iemand dreig jou met iets. En die een ding van uiterlike donkerte is, as ons as gelowiges beleef, God is met ons, hy is in ons met sy gees, dan kan jy nog ons lank gaan in donker tye, as dit buite jou is. Maar wat die man sê is, ek beleef innerlike donker ook. Ek voel nie vir God nie. Ek sukkel om asem te haal. God is kwaad vir my. Hy sê letterlik vir God, ek wil jou dienaar wees. Ek wil die wêreld van jou vertel, maar jy laat my nie toe nie. Hoe moet ek jou dien as ek dood is? Dis harde woorde. En hy weet nie wanneer dit beter gaan word nie. Hy sê nie iets soos laat u wil geskied nie. Nee, donkerte. En jy mag dink, wat moet ons uit dit leer? Wel, eerstens, broers en susters, ons leer hieruit dat die Bybel realisties is. Ek weet nie of julle die film The Princess Bride gekyk het nie, op die bord sal die foto van dit wees, is 'n ou film. En iewers in die film sê 'n persoon vir die prinses die volgende, dit sê, die lewe is pyn, prinses. Enige iemand wat dit anders stel, probeer iets aan jou verkoop. Nou, broers en susters, ek wil vir jou graag sê, die Bybel probeer nie iets aan jou verkoop nie. Die Bybel is eerlik oor wat in die lewe gebeur. Reg as jy dit lees, jy lees net baie keer van ellende, mense wat swaar kry, wat nie weet wat om te doen nie. Hulle weet nie eers hoe om te reageer nie. En aan die een kant is dit sleg om dit te hoor, maar aan die ander kant is dit genade. Want baie keer ons eie verwagtinge van hoe die lewe moet loop, maak ons seer. Seerder as die donkerte wat ons beleef. Want ons het tydlyne, dit moet so en so loop. En dan gebeur dit nie. Dan maak dit ons innig seer. Dit maak ons verwerp voel. Nou, broers en susters, ons lees in Johannes 16 vers 33 hoe Jesus sê, in hierdie wêreld gaan jy swaar kry. Dit gaan nie maklik wees vir jou nie. Johannes sê ook, 'n dienaar is ook nie bo sy meester nie.
Nou as ons Jesus vat, wat die perfekte lewe gehad het, wat alles volgens die woord reg gedoen het. Hy was die seun van God. Kyk hoe horribaal was sy lewe gewees. En ons verwag, omdat ons baie keer, net omdat ons gelowiges is, hierdie slegte goed moet nie met ons gebeur nie. Die Bybel wil vir jou sê, ons moet bietjie meer realisties daaroor dink. Daar gaan ellende oor ons pad kom. En jy gaan nie altyd verstaan hoekom nie. Ons verwagtinge moet reg wees. En vir dit om reg te wees, moet ons die woord lees. Ons moet by mekaar kom. Ons moet mekaar ondersteun. Want as ons op ons eie staan, dan verklem dit net ons is verwerp. Hier's niemand vir my nie. Ons raak angstig. Nou, ek het julle gewaarsku dat die eerste punt bietjie swaar is, maar ek beloof dit sal van nou af ligter word. Broers en susters, in donker tye is ook 'n ideale geleentheid om oor God se genade te leer. Ek wil graag vra dat Leon weer vir ons vers 11 en 13 op die bord gooi. Ons het vir die beskrywer krediet gegee dat hy ten minste eerlik is oor hoe hy voel en dat hy nie wegskram van dit wat moeilik is nie. Maar daar's 'n paar goed wat hy nie so goed doen nie. Ons lees in vers 11, kan u aan dooies 'n wonder doen, of skimme kan hulle opstaan, kan hulle u prys. Vers 13, is u wonders bekend in die duisternis en u geregtigheid in die land van vergeldheid. Nou, hierdie gedeeltes is eintlik nie besig om te bid na God nie. Hy is eintlik besig om sarkastiese, retoriese vrae aan God te stel. Hy ondervra vir God. Is dit hoe jy jou mense hanteer? Lees ons tussen die lyne. Hy praat nie eintlik met 'n stemtoon wat sê, wie hy God, ek is onderdanig aan jou nie. Laat u wil geskied nie. Nee. Hy kom baie naby aan om te sê, antwoord my God. Hoekom kry ek so swaar? Hoekom gebeur hierdie slegte goed? Antwoord my. Hy kan nie sy emosies beheer nie. Hy is desperaat. Daar's iets wat die kommentare vir ons uitwys in vers 16 wat sê, ek is magteloos in doodsgevaar van my jeug af. Versla dra ek u verskrikkinge. Nou, ons sal binnekort spesifiek fokus op die skrywer, want vers 1 sê vir ons wie dit is. Maar kommentare sê, hy is eintlik besig om hierdie situasie bietjie te oordryf. En is ons as mense ook nie so nie. Baie keer gebeur daar iets sleg met ons, en ons sal vir God sê, jy was nog nooit daar vir my gewees nie. Dit gaan net sleg met my. En ons weet, hy is besig om hier te oordryf. Want hy is emosioneel. Hy wil dit wat binne hom is, uitkry. Hy wil dit nie meer alleen dra nie. Hy is kwesbaar. In die laaste stelling maak hy die volgende stelling. My vertroueling is die duisternis. Dit is nog ons harde ene, broers en susters, want hy is regtig besig om te sê, Here, die donkerte is nou nader aan my, as wat u aan my is. Dit is nog ons hart. Nou wonder ons dalk, maar hoekom sal God toelaat dat hierdie in die Bybel kom? Maak dit nie afbreek aan sy naam nie. As ons na Psalm 39 kyk, en dit is ook op die bord, dit sê in die laaste vers, kyk weg van my af, sodat ek vrolik kan wees, voordat ek heen gaan, en nie meer daar is nie. Albei van hierdie psalms, Psalm 39 en 88, eindig op 'n noot van hulpeloosheid. En baie keer wonder mense reg deur die geskiedenis, wat maak ons met die psalms? Wat sê dit vir ons? En een teoloog wat my baie gehelp het met die voorbereiding van die Derek Kidner, en daar sou 'n foto van hom op die bord wees. Ekskuus, hy was nie baie lief vir foto's nie, en hy was die enigste foto wat ek van hom kon kry. Maar hy sê iets oor hierdie psalms wat baie mooi is. Hy sê, in hierdie psalms leer ons iets meer oor God. En die ding wat ons leer is, God
begryp werklik ons pyn. Hy verstaan jou. God weet hoe ons as mense praat as ons desperaat is. Wanneer ons woedend is, wanneer ons boos raak. God weet dit. En God sê vir hierdie skrywer, deur om dit toe te laat in die Bybel, ek hoor jou. Sê wat jy wil sê. Ek is hier. Broers en susters, jy wil nie so gevoel nie. Jy wil net vir iemand iets sê. Jy gee eintlik nie amper om wat hulle reaksie op dit is nie, maar jy wil dit van jou bors afkry. God sê, ongeag wat jy doen, of sê, ek sal jou God wees. Nie omdat jy 'n wonderlike skepping is nie, maar omdat ek 'n God van genade is. En wat beteken dit vir julle wat hier vanoggend sit en vir julle wat aanlyn kyk? Ongeag wat jy al in jou lewe gedoen het, wat jy gesê het of jy nog gelieg het, God sê vir jou, ek is jou God. Nie omdat jy 'n aangeplakte glimlag elke oggend sit en doen wat jy moet doen nie, omdat jy reëls volg nie. Nee, omdat God regtig lief is vir jou. Is dit nie wonderlik nie? Om te weet, ek kan regtig kwesbaar wees by die Here se voete. Ek kan vir hom sê as ek frustreerd is. En ek hoef nie bang te wees dat ek 'n pak slaag gaan kry nie. Dit is 'n geskenk. En ons gebruik dit nie altyd nie, broers en susters. Ons hou dit vir onsself. Ons borrel dit iewers te diep onder. En dit vreet aan ons. En die Here sê, laat dit uitkom. Praat met my kind. Moenie stil bly nie. Ek luister na jou. Ons kan almal met eerlikheid sê, ons het 10 keer meer geleer oor die genade van God in donker tye as in goeie tye. Daar's iets wat met ons gebeur wat ons nie kan beskryf nie. Dit is net so. Die derde punt is, daar is geen betere plek om 'n wonderlike dienaar te word as in donker tye nie. Ons weet die skrywer het nie als reg gedoen nie, maar baie van sy gebede laat ons dink aan die boek van Job. En julle sal weet, in die begin van Job verskyn die duiwel in God se teenwoordigheid, en God sê vir Job, jy kyk hoe mooi en wonderlik is Job. Hy's 'n wonderlike dienaar. Hy bring eer aan my naam. En die duiwel maak 'n stelling, maar is jy seker hy doen dit vir jou? Of doen hy dit nie vir homself nie? En hy stel vir God dat hy alles wat God het, dat Job het, dat God dit moet wegneem. En die duiwel waarborg vir God, as jy dit doen, sal die man teen jou draai en hy sal jou vervloek. En God het dit gedoen. Hy het innerlike en uiterlike donkerte in Job se lewe gebring. En Job het swaar gekry. Hy het dieselfde tipe gebede gebid wat ons vanoggend gelees het. En God het dit toegelaat. Want baie keer leer ons iets van onsself ook in die donkerte. Ons leer iets van ons eie karakter. Doen ek goeie goed aan ander mense, omdat ek voel dit is die liefde wat ek weerkaats van Christus, of is dit iets wat ek doen om iets te ontvang van hulle? Want dink daaraan, broers, het jy al ooit so gevoel? Jy het gedink iemand is regtig lief vir jou en hulle waardeer jou. Net om agter te kom, hulle het eintlik jou misbruik om of 'n geleentheid te kry of 'n voet in die deur of om nader aan iemand te kom wat sosiale status het. Dit maak seer as jy dit agterkom. Nou, hoe dink julle voel God? En aan die einde van hierdie verhaal van Job, sê God vir Job,
jy het eer gebring in my naam. En hy draai selfs na Job se vriend en hy sê, julle beter hoop dat Job vir julle bid, want hy het eer in my naam gebring en julle nie, anders gaan ek julle vernietig. Maar as Job ook sulke tipe gebede soos in Psalm 8 gebid het, hoekom sal God sê, jy het eer gebring aan my naam? Want hulle was gebede, hy het gebid na God. Hy het nie God vervloek nie. Hy het nie weggedraai van God nie. Hy het besluit, ek gaan aan die Here vashou in my donkerte, al kry ek niks uit dit uit nie. Want hy is my God. En hy het my beloof, hy sal vir my sorg. En dit het hom verander, nie in 'n persoon wat selfsugtig is nie, of selfgesentreerd nie. Dit het hom verander in 'n persoon wat standvastig is. Wat getrou is teenoor die Here. Wat omgee vir mense rondom hom. 'n dienaar. 'n wonderlike ene. Dieselfde gebeur met ons, broers en susters. As ons in ons donkerte kom, vra vir jouself, is die duiwel reg oor ons? Doen ons net goeie goed om iets terug te verwag? Of is ek 'n wonderlike dienaar? Want as ons regtig eerlik is, tot 'n mate in die begin, ja, ons misbruik mense. Ons is nie altyd eerlik nie. Ons people please. Ons manipuleer ander. Ons doen dit. Want elke keer as ons by God kom, gewoonlik het ons iets nodig van hom. Of ons het 'n nood, of 'n spesifieke vraag, en ons is welkom om dit te vra, maar nadat ons ontvang het wat ons gesoek het, hoe reageer ons? Is ons dankbaar vir dit? Of gaan ons net aan met ons lewens? Ons moet na ons eie karakters kyk. Want ons wys baie keer die vinger na ander goed toe, maar baie min na onsself. Dit vra introspeksie. Nou, broers en susters, ons beweeg na die laaste punt, en hier gaan ons op die skrywer van die Psalm fokus. Die skrywer het gedink, sy donkerte was die ergste wat nog ooit bestaan het van alle mense wat geleef het. En hy het gedink, dit gaan nooit eindig nie. Maar ons weet vandag, hy was nie reg oor daai gedagte nie. En jy mag dalk dink, hoe weet ons dit? So, jy is op die bord kyk, daar is 'n illustrasie van tempelsangers. Die skrywer se naam was Heman, en die eerste keer dat ons van hom lees is in 1 Kronieke 6, waar hy uit die nageslag van Kehat kom. En hierdie mense was opgelei om tempelsangers te wees, om lof te bring aan God se naam. En hy was deel van 'n spesifieke groep wat baie van die psalmse liedere geskryf het. Nou, verbeel jou, die man skryf die psalmsliedere en hy dink, ek is net besig om my emosies uit te druk. Wat ook al met die gebeur, weet ek nie. Dink julle hy het gedink, 2500 jaar later, daar gaan mense wees wat nog steeds oor sy werke praat, wat deur God geïnspireerd is. 2500 jaar later. Broers en susters, die psalms is een van die mooiste musiek in die wêreld, in die hele geskiedenis. Of jy nou gelowige is of nie, jy kan nie stry teen dit nie. Daar is soveel mense wat baat gevind het uit die musiek, uit die gebede, wat hulle lewens verander het, dit het hulle hoop gebring. En dit wys vir ons, dat sy ellende nie vir ewig was nie. God was besig om die donker te gebruik, om hom 'n wonderlike kunstenaar te maak. Dink aan 'n diamant. Aan die begin is dit iewers diep onder die aarde, en is niks werd nie. En dan kom daar geweldige druk oor 'n lang tydperk. En dit word iets wonderlik, wat gebruik kan word. Dit is dieselfde met hierdie skrywer. En ons weet nie altyd wat in mekaar se lewens aangaan nie. Elkeen van julle, ek is oortuig daarvan, het iets waar jy mee stoei, en dit frustreer jou. En jy wil hê dit moet uit, jy wil hê dit moet verby wees, jy kan nie meer nie.
Jy mag so praat. Jy mag so voel. Maar broers en susters, hou vas aan die Here. Hou vas aan hom. Ongeag of jy iets daaruit kan kry of nie. Want dit sal jou verander in iets wonderlik. En as jy terugkyk in jou lewe, veral die van julle wat bietjie langer hierso is, jy sal weet, die Here was nog altyd daar. Selfs in jou slegste, dink aan die mense wat rondom jou is, wie jy kan bel, wat dadelik sal kom, wat enigiets vir jou sal doen. Dit is die Here, hy gebruik hulle. Hy is daar vir jou. Hy was nog altyd daar. Dit is hoe ons donker tye hanteer. Ons gee erkenning hoe ons voel, jy sê dit soveel soos wat jy moet, sê dit. Maar dan moet ons erken, ons moet nie onrealisties wees nie. Daar gaan swaar kry kom. Dan leer ons van God se genade, hoe God jou gebruik ten spyte van die donkerte. En dan verander jy jou in iets wat so mooi is, dit kan net van hom kom. En ons kan mekaar daarmee help. Ons leef in 'n wêreld, broers en susters, waar almal kla, ons moet alles nou alleen doen. Jy kan amper nie meer goed reël nie, want mense is nooit beskikbaar nie. Want dis die wêreld wat ons tyd steel. Dis die duiwel. Broers en susters, in hierdie week wat kom, reik na jou naastes uit, begin by jou familie, dan beweeg jy na jou vriende toe, dan jou werkskollegas, dan jou buurman en buurvrou, dan vreemdeling wat jy op die straat ontmoet, reik uit na hulle. Al gebruik hulle daai gewone ding van wanneer jy vra, hoe gaan dit met jou, en hulle sê, het gaan goed, bly met hulle daar. Mense gaan nie dadelik vir jou sê wat in hulle hart aangaan nie. En wees bereid om deur die donkerte saam met hulle te wandel. Want aan die einde van die tonnel, jy sal foto sien, sal daar weer lig wees, wat jy nêrens anders kan kry nie. En dit sal vir jou vrede gee, tot in die lengte van dae. Amen. Kom ons sluit die oë. Vader, ons beleef swaar kry, donkerte. En Here, ons verstaan dit nie altyd nie. En dit voel soms asof dit nooit gaan weggaan nie. Here, dankie dat ons dit mag sê. Dankie dat U ons omferm en ons nie wegstoot nie. Here, ons vra vir U teenwoordigheid. Dankie vir U seun wat op die kruis sterf het vir ons. Dankie vir hom wat al die donkerte van die wêreld op homself geneem het. Dat ons in ons donker tye net mag voel of ons alleen is, maar ons weet U is daar. Hy was ten volle alleen. Dankie vir daai genade, Vader. Here, ons bid vir ons kinders, wat baie keer onseker is. Here, gebruik ons volwassenes om hulle te begelei, om hulle by te staan, om die pad vir hulle te wys. Here, dankie dat ons weet, die donkerte nooit die lig sal uitdoof nie. Amen. Broers en susters, ek wil die lofprysingsspan vra om vorentoe te kom. Dan gaan ons afsluit met 'n baie bekende lied, God bly met U waar ook U mag gaan. Dit is 'n lied wat ons baie keer sing, as 'n getuienis dat God altyd met ons sal wees. Kom ons staan en ons prys die Here se naam.
Broers en susters, kom ons ontvang die seën van die Here en ek wil jou graag uitnooi as jy die vrymoedigheid het om die persoon langs jou se hand te neem terwyl ons dit ontvang. Geliefdes, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.